het ek vertel van hoe Dawid vir Saul gevlug het en hoe dat die Here voorsien het dat Saul toe eers sy agtervolging van Dawid moes staak. Toe Saul egter terug is nadat hy aandag gegee het aan die Filistyne wat Israel aangeval het, het Dawid in die skuilplekke by En-Gedi gaan bly. En nadat Saul toe die Filistyne verslaan het die mense hom weer vertel waar Dawid is. En Saul het toe 'n klomp van sy beste soldate gevat om Dawid op te spoor in die omgewing van 'n plek met die naam Klipbokrotse. En toe hy op pad was soontoe het Saul afgekom op skaapkrale met 'n grot daar naby. Nou lees ons in 1 Samuel 34. Saul het toe in die grot ingegaan om homself te ontlas, terwyl Dawid en sy manne agter in die grot sit. Dawid se manne sê toe vir hom, kyk daar, vandag sê die Here vir jou, ek gee jou vyand in jou hand en jy moet met hom maak soos jy dit goed vind. Dawid het toe opgestaan en hy het ongemerk die punt van Saul se mantel afgesny. Maar toe pla Dawid se gewete hom dat hy die punt van Saul se mantel afgesny het. En hy het vir sy manne gesê, mag die Here my daarvan bewaar dat ek my hand teen my koning, die gesalfde van die Here, oplig. Want hy is die gesalfde van die Here. En so het Dawid sy manne gekeer en nie toegelaat om teen Saul op te tree nie. Saul het toe opgestaan en uit die grot uitgegaan en Dawid het ook uit die grot uitgegaan. En ons lees in vers 9, Dawid het toe na Saul geroep, U Majesteit die koning. En toe Saul omkyk, het Dawid gekniel en diep neergebuig. En hy sê toe vir Saul, hoekom luister u na mense wat sê ek wil u leed aandoen? Vandag kan u met u eie oë sien dat dit nie waar is nie. Want die Here het u daar agter in die grot in my mag gegee. En sommige van my manskappe het gesê dat ek u moet doodmaak. Maar ek het u lewe gespaar, want ek het gedink ek sal hom nooit leed aandoen nie. Want hy is die gesalfde van die Here. Kyk my vader, wat het ek in my hand? Dis 'n stukkie van die mantel. Ek het dit afgesny, maar ek het u nie doodgemaak nie. En dit bewys dat ek nie 'n kwaaddoener of 'n opstandeling is nie. Ek het nie teen u gesondig nie. En tog agtervolg u my om my dood te maak. Die Here sal tussen ons twee oordeel. Die Here sal wraak neem oor wat u aan my doen. Ek self sal u egter nooit kwaad aandoen nie. Dis soos die spreekwoord lui, van slegte mense kom slegte dinge. Ek self egter sal u nooit kwaad aandoen nie. Vir wie wil die koning van Israel nou eintlik vang? Wie is dit wat u agtervolg? 'n dooie hond? Een enkele vlooi? Die Here is die regter en sal tussen ons uitspraak lewer. Hy sal my saak behartig en my uit u mag bevry. En nadat Dawid dit gesê het, antwoord Saul, is dit regtig jy my seun Dawid? En hy het begin huil en hy sê vir Dawid, jy is 'n beter man as ek. Want jy het aan my goed gedoen, maar ek wou dit met kwaad vergeld. Deur my nie dood te maak nie, het jy vandag bewys dat jy goed wil doen aan my. Die Here het my in jou mag oorgelewer, maar jy het my nie doodgemaak nie. Wie sal toelaat dat sy vyand wegkom terwyl hy hom in sy mag het? Mag die Here jou beloon omdat jy vandag vir my goed was. Ek weet dat jy sekerlik koning sal word en dat die koningskap in Israel onder jou leiding gevestig sal word. Lê nou 'n eed af voor die Here dat wanneer dit gebeur, jy nie my familie sal uitroei nie en my naam sal uitwis uit my nageslag nie. En Dawid het toe 'n eed afgelê. En Saul is terug na sy huis toe. Maar Dawid en sy manskappe het na hulle bergskuiling toe teruggegaan. Nou volgende keer vertel ek hoe Saul toe dood is en wat daarna gebeur het.